Ons lees vanoggend uit Jesaja 11. Ek gaan lees vanaf vers 1. 'n takkie sal uitspruit uit die stomp van Isaï. 'n loot uit sy wortels sal vrugte dra. Waar daar mense is daar konflik en rusie. Ons weet dit al van kleins af, daar in die huis, tussen boeties en sissies. Ons weet dit by die skool. Ons weet dit van volwassenes, ons weet dit van gelowiges. Ons weet dat daar konflik bestaan tussen politieke partye en politieke kandidate en tussen volke. Daar is ook konflik tussen gelowiges, daar is konflik in die kerk van die Here. Want ons is almal sondaars. Maar dit kan tog nie so bly nie. Daar moet tog ook weer vrede kom. En gelukkig gebeur dit ook. Wie sorg daarvoor? 'n man in die hemel by God. Die seun van God, maar ook die seun van die mens. Hy gaan die vredevors wees. Hy is die vredevors. En hy kom weer. Nou hier voor Kersfees begin ons dink aan die vredevors, aan Jesus Christus, en ons dink ook aan sy tweede koms. Hierdie vredevors is die seun van God, maar hy is ook die seun van die mens. Jesus het dikwels, terwyl hy op aarde gewandel het, na homself verwys as die seun van die mens. Hy is Jesus Christus. Hy is 'n mens. As vredevors is hy net soos ons. Hy is 'n mens soos ons. Lank gelede was daar ook rusie in die kerk. Dawid was die koning van die hele Israel. God het met hom 'n verbond gesluit en vir hom gesê dat hy beloof dat sy koningshuis, sy nageslag, altyd op die troon van Israel sal sit. Sy koningskap sal vasstaan. U kan dit maar lees in 2 Samuel 7. Later, na Dawid se dood, het Salomo hom opgevolg en verskillende ander mense uit sy geslag. Maar konflik het uiteindelik hierdie koninkryk van Dawid in 2 laat skeur. Een groep het bestaan uit 10 stamme onder 'n koning Jerobeam, en die ander deel het bestaan uit 2 stamme, naamlik Juda en Benjamin. En hulle het hulle hoofstad in Jerusalem gehad. En al die afstammelinge van Dawid hier in die koninkryk van Juda was die konings. Maar in die 10 stamme ryk was dit Jerobeam. En hy was nie 'n afstammeling van Dawid nie. Nee, hy was 'n amptenaar in die koningshuis van Dawid gewees. En toe dit die konflik veroorsaak het dat die koninkryk in hierdie 2 dele verdeel het, het die Jerobeam die koning geword. Maar in Juda was dit afstammelinge van Dawid wat konings geword het. Maar veral in die tyd van koning Agas, wat 'n afstammeling was van Dawid, hy was die koning van Juda, was daar baie konflik in Juda. En die arme mense was die slagoffers. Want die regters het nie geregtigheid aan hierdie arme mense gegee nie. Die arme mense kon nie die regters omkoop nie, maar die ryk mense het dit gedoen. En waarom sou die regters dan vir die armes opkom? Want die ryk mense betaal vir hulle geld om hulle sake te wen. En die regters hoef ook nie eers vir die armes bang te gewees het nie, want hulle het geen mag gehad nie.
En as 'n Jood ontevrede was oor 'n regter in sy stad, dan kon hy na die koning toe gaan om te gaan kla, maar dit het niks gehelp nie. Wanneer hulle na koning Agas toe gegaan het, het hy hom nie daaraan gesteur nie. Hy het geweet wat gebeur en wat aan die gang is met hierdie regters, dat hulle heeltemal korrup is, maar hy het niks daaraan gedoen nie, want hy self was korrup. Hy self het selfs afgodediens aangemoedig onder die Judeërs. En God was kwaad daaroor. En die profeet Jesaja moes dit vir die volk gaan vertel, en hy moes dit vir Agas gaan vertel. Hy moes vir Agas op sy foute gaan wys. Hy moes vir hulle presies gaan wys wat hulle verkeerd gedoen het. En dit kan ons lees in die vorige hoofstukke voor Jesaja 11. Hy het vir koning Agas op sy foute gewys en hom gereeld gewaarsku. Maar Agas het hom nie daaraan gesteur nie. Hy het voortgegaan asof God nie bestaan nie. Toe het God ingegryp. Hy het die leer van hierdie 10 stammeryk en hulle bondgenote die Syriërs gestuur om die land van Juda en Benjamin, die 2 stammeryk van Agas, te gaan binneval. Maar God het toe 'n ander volk weer gestuur, die Assiriërs, om vir die Syriërs en die 10 stammeryk te gaan aanval en hulle te verslaan. En op daardie manier het daartoe nou weer rus in hierdie stam van Juda en Benjamin, die 2 stammeryk gekom. Intussen het Juda 'n nuwe koning gekry. Sy naam was Hiskia. Hy was anders as Agas. Hy het vir God gerespekteer. Maar tog het Hiskia, al was hy 'n goeie koning, het hy gereeld vergeet dat God in beheer was van die politiek in Juda. Hy het gereeld vergeet dat hy die Here moes ken in sy eie politieke besluite. Want dit is die Here wat hom koning gemaak het daar in Juda. Maar dit het hy geïgnoreer en hy het dit vergeet. En daarom gryp die Here weer 'n keer in. En hierdie keer stuur hy daardie Assiriërs, wat saam met die 10 stammeryk hier in die 2 stammeryk binnegeval het, en hulle oorwin het. Nou stuur hy daardie Assiriërs om in Juda in te val. En oorlog met hulle te maak. En hulle was baie wrede soldate. Hulle val hierdie klein landjie van Juda en Benjamin in en verower die groot stede, insluitende die hoofstad Jerusalem. Maar net voordat hulle heeltemal vernietig is, gryp God weer 'n keer in. In een nag het 'n engel van die Here 185.000 van hierdie Assiriërs doodgemaak. In een nag. Maar koning Hiskia het niks daaruit geleer nie. Hy het aangegaan soos wat hy aangegaan het. Hy is mos die koning. Wie is God nou eintlik? Nog later het gesandte, ambassadeurs van Babel vir Hiskia kom besoek. En hy het vir hulle trots vertel hoe ryk hy is. En hy trots vir hulle al sy skatte gaan wys. Maar hy het niks eintlik oor God gesê nie, en dat God al hierdie seëninge vir hom gegee het nie. Daaroor het hy stil gebly. En nou het die profeet Jesaja besef dat hierdie koningshuis van Juda in die moeilikheid is, dat dit sleg gaan met hulle. Hy besef dat die geduld van die Here op is met al hierdie konings uit die nageslag van Dawid wat in Juda geregeer het. En hy het geweet, hierdie koningshuis
is in die moeilikheid en dit gaan beëindig word. Hierdie koningshuis, het hy geweet, gaan waarskynlik ophou bestaan. Maar gelukkig is God 'n regverdige God. Die profeet Jesaja moes aan 'n boomstomp dink. 'n Boomstomp. 'n Boom wat honderde jare oud was. Met 'n dik stam, so dik dat jy nie met jou arms om die stam kan vat nie. En hy het enorme groot takke en baie blare. Dis werklik 'n reus van 'n boom. Die boom was 'n simbool van die volk Israel en dan van die volk Juda in besonder. Maar dan word die boom afgekap. Met 'n groot slag val daar die boom op die grond. Al die takke word afgekap. Die mense kom en hulle saag daar die dik stam in stukke. Daar bly na 'n paar dae niks van daardie boom oor nie. Dit is asof die boom nooit eers daar gestaan het nie. Daar staan nog net 'n stomp. En dit is net deur na die stomp te kyk dat die mense kon sien waar die boom gestaan het. Maar wat is nou 'n stomp? Die koninklike huis van Juda was vir God in die pad. Die baie blare en takke het nie God se lig laat deurskyn na die grond toe nie. Hierdie boom, hierdie koningshuis was vir God in die pad. En daarom moes hierdie boom weggekap word. Die volk en die Juda en die koningshuis van Juda moes verdwyn. Uiteindelik bly daar van hierdie geweldige reus van 'n boom wat in Bethlehem begin het, nog net 'n stomp oor. 'n Mens kan die stomp nie die stomp van Dawid noem nie. Wat noem die Bybel daar die stomp? Die stomp van Isaïe. Isaïe was Dawid se pa. Dit is nie die stomp van Dawid nie. Jesaja skryf oor die stomp van Isaïe. Isaïe was 'n skaapboer daar uit Bethlehem. En hy het nooit kon droom dat sy seun Dawid, sy jongste seun Dawid, ooit die koning van Israel en van Juda sou wees nie. Maar binnenkort sou dit lyk asof daar die koningshuis van Juda en van Israel heeltemal sou verdwyn en dit sou lyk asof dit nooit eers bestaan het nie. Die koningshuis van Dawid, die boom van Dawid, het verdwyn. Daar het nog net 'n stomp oorgebly. Die stomp van sy pa Isaïe. En tog het hierdie jongste seun Dawid, maar nie sommer net toevallig koning geword destyds nie. Nee, dit is duidelik deur God gewil dat hy koning moes word. Die Here het vir Samuel, die profeet Samuel, na Bethlehem toe gestuur en vir hom gesê, ek gaan die seuns van Isaïe voor jou laat verbyloop en ek sal vir jou sê, watter een van hulle jy as 'n koning moet salf. Die oudste seun het eers gekom, toe die tweede oudste, en so die seuns een na die ander verbygekom, en elke keer het die Here gesê, nee, dis nie hierdie een nie. En toe al die seuns verby die Here geloop het, toe vra Samuel vir Isaïe, het jy nie nog seuns nie? Toe sê hy vir hom, ja, ek het 'n seun, maar hy's daar in die weivelde. Hy kyk na die skape. Sy naam is Dawid. Hy's die jongste. En toe sê Samuel vir Isaïe, gaan haal hom. Dit is hy wat deur God vir my die opdrag gegee is om te salf as koning. Toe gaan haal hulle
vir Dawid en hulle salf hom as koning. Want u sien, God het 'n plan met Dawid gehad. Met Dawid en sy hele afstammeling, sy hele geslag. En God het vir Dawid en vir die hele volk Israel van hierdie plan vertel, en dit was 'n pragtige plan. Want hierdie koningshuis van Dawid, vir wie die volk baie lief was, sou vir altyd en altyd vir ewig bly bestaan. Want God het dit beloof, wat 'n pragtige plan. En hulle het uitgesien dat hierdie plan uitgevoer sal word. En Jesaja het geweet dat as God iets sê, dan doen hy dit. Hy maak maar nie sommer beloftes en verander sy gedagtes dan agterna nie. En die uitvoering van die plan van God hang nie af van hierdie konings soos Agas en Hiskia en al hierdie konings wat nie die wil van die Here gedoen het nie. Sy plan om dit uit te voer hang nie van hulle af nie. God self voer sy plan uit. Want hy het beloof aan 'n man vir wie hy baie lief was. God het vir Dawid baie lief gehad. Daar staan in die Bybel dat Dawid was 'n man na God se hart. En God het daardie belofte aan hom gemaak, dat almal, enige iemand op die koningshuis se troon, sal uit sy nageslag kom. En dan gee God vir Jesaja 'n profesie. Daar gaan iets met hierdie boomstomp van Isaï gebeur. Daar groei 'n klein takkie uit die stomp van Isaï uit. En daardie takkie word 'n loot. En daardie takkie word 'n stam. En uiteindelik is daar 'n groot boom wat uit daardie stomp van Isaï uitgegroei het. Jy sien, binnekort sou daar niks van die koninklike huis van Juda oorgebly het nie, behalwe die stomp van Isaï. Jesaja het dus geweet dat 'n nuwe koning uit daardie selfde koninklike huis, uit daardie stomp, sou voortkom. Want hy het geweet, God het 'n belofte gemaak. God het 'n verbond gesluit met Dawid. En as hy 'n verbond gesluit het, bly hy daarby. Jesaja het natuurlik nie geweet wat God met hierdie koningshuis uiteindelik gaan doen nie, maar hy het wel geweet, dit gaan uitgevoer word. God gaan by sy plan bly, want daar is 'n verbond. En wat het God gedoen? Hy het 'n mens, soos ek en jy, gestuur na hierdie aarde, om 'n nuwe koning te wees. Hy het hom 'n nuwe koning gemaak. Jesus Christus is daardie mens wat hy na die aarde gestuur het en wat hy koning gemaak het. Hy het hom as koning gesalf. En Jesus Christus was 'n regte babietjie, 'n klein mensie, 'n seun, en hy het 'n jong man geword. Hy was 'n ware mens, soos ek en jy, behalwe die sonde. Hy was iemand wat onder die gevolge van die sonde gelei het. Hy het self nooit gesondig nie, maar hy het gelei onder die juk van die sonde. Hy het al die resultate van die sonde gesien, die siekes, die dowes, die blindes, die dooies, het hy gesien en hy het daaronder gelei. Jesus Christus het as mens in die stal in Bethlehem begin. Bethlehem, weet u, dit is maar waar Dawid vandaan gekom het, nie waar nie? Dawid se pa was 'n skaapboer in Bethlehem en daarom het Jesus eeue later in Bethlehem begin. Daar is hy gebore. En hy het op 'n heuwel buitekant Jerusalem gesterf aan 'n kruis.
Maar gelukkig het hy op die 3de dag uit die dood opgestaan, want die belofte wat God aan Dawid gemaak het, was dat sy koninkryk sal vir ewig bestaan. En Jesus Christus kom uit die stam van Dawid. En daarom het God hom weer laat opstaan uit die graf. Hy het die dood oorwin. En nog meer gelukkig, 40 dae later, nadat baie mense, oor die 500, hom gesien het en met hom gepraat het, saam met hom geëet het en brood gebreek het en vis geëet het, het Jesus Christus met seënende hande opgevaar na die hemel, na sy Vader in die hemel, waar hy vandag sit aan die regterhand van God die Vader, van waar hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Hy was dus inderdaad daardie klein takkie wat uit die stomp van Isaïe uitgespruit het. Die Here Jesus was een van ons. Ja, want hy wou met ons verder gaan. Met ons vir wie hy so kwaad was, oor al die geweld en die korrupsie en die doodslag en al die sonde van hierdie wêreld. Hy wou met ons verder gaan. En hy het met ons verder gegaan deur die seun van die mens. Hy is ons vredevors. En gelukkig is hy sterker as ons. Want daar sal wonders gebeur. Kyk saam met my na verse 6 tot 8. Een hongerwolf en 'n lammetjie sal saam in die gras lees ons daar. Maar die wolf verskeur nie die lammetjie nie, al is hy hoe honger. Hulle albei eet grasies. Klein seentjies pas luiperds en leeu's en beeste en kalwers op. Die leeu's eet gras soos beeste. 'n Babietjie steek sy hande uit na 'n giftige slang. Maar niks gebeur nie. Daar is harmonie tussen natuurlike vyande. Daar het vrede gekom. Wat beteken dit alles? In die toekoms gaan daar vrede op aarde wees. Kyk weer na vers 9, die volgende gedeelte. Vers 9, die Here sê, op my heilige berg sal niemand kwaad aanrig of iets verniel nie, want die aarde sal so vol wees van die kennis van die Here, soos die see vol water is. God se heilige berg is die berg in Jerusalem waarop die heiligdom, die tempel gestaan het en waar die regters gesit het, die regters wat skade aangerig het, die regters wat geregtigheid nie laat geskied het nie, die regters wat die arme mense uitgebuit het. Voorheen het die mense daar geen geregtigheid gehad nie, hulle is verniel. En die regters het daar eintlik gesit soos roofdiere, wat hierdie armes wil uitbuit. Maar daar sou 'n einde aankom. Ja, miskien gaan hierdie profesie ook oor vrede en harmonie tussen diere in die natuur, maar hierdie woorde gaan in elk geval oor harmonie tussen mense. Want Jesaja skryf baie oor hoe mense mekaar seermaak. U moet maar daardie vorige hoofstukke lees in Jesaja, hoe mense mekaar leed aangedoen het. Nog meer, hoe mense vir God seer gemaak het. Hy praat baie oor die pyn van mense en die pyn van God
En hy praat maar baie min oor dit wat die diere mekaar aangedoen het. Daar kom dus vrede in Jerusalem, in Juda en oor die hele aarde. Kyk maar weer na die laaste deel van vers 9, waar daar staan, die hele aarde sal weet wie die Here is. Die nuwe koning, en dit kan u lees, daar in verse 2, die nuwe koning het al die wysheid om vrede oor die hele aarde te bring. Hy kry dit van God. Die Heilige Gees van God is in hom. God die Seun is saam met die Vader en die Heilige Gees enige God wat leef en regeer tot in ewigheid. Die Gees van God het destyds ook in Dawid se hart gewoon. En daarom was koning Dawid 'n goeie regter, en daarom was God vir hom lief, en daarom was Dawid 'n man na God se hart. Maar dis buitengewoon wat die Heilige Gees in hierdie nuwe koning gedoen het. Hy gee vir hom alle wysheid, alle kennis. Lees dit maar in verse 3 en 4. In verse 2, die Gees wat raad en sterkte gee, die Gees wat kennis verleen en eerbied vir die Here gee. Dit is buitengewoon. God gebruik hierdie mens, hierdie man in die hemel. Sy besluite en sy beslissings is 100% in ooreenstemming met God se wet. Nou, hoe word 'n groen takkie wat uit 'n boomstomp uitspruit, uiteindelik 'n boom, 'n reus van 'n boom? Dit gebeur deur God se krag. Dit is God wat daardie takkie laat groei, en 'n loot laat word, en 'n boom laat word, en wat blare kry. God sorg daarvoor, en net so sorg God, dat God se koningskrag, se krag in daardie koningshuis van Juda sou wees. En dat hy 'n nuwe koning uit daardie koningshuis sal laat voortkom. Die seun van Dawid. Dis 'n profesie van Jesaja. Hy het daarmee die Judeërs van sy tyd moed ingepraat. Daar sou 'n nuwe koning kom wat wonders verrig. En daardie koning het gekom, dit weet ons vandag. Eeue later, na Jesaja die profesie gemaak het daardie koning gekom. En elkeen kon sien dat hierdie man, Jesus Christus, wondere verrig by die bruilof in Kana. Wondere verrig deurdat hy mense laat sien en mense laat hoor. Melaatses gesond maak. Want die melaatses of die blindes roep vir hom, Jesus, seun van Dawid. Hulle het geweet, hy is die seun van Dawid. Wees ons genadig. En dan vra die Here Jesus, wat wil jy hê moet ek vir jou doen? En dan sê hulle byvoorbeeld, dat ek kan sien, of dat ek kan gesond word. Elkeen kon sien dat God deur Jesus Christus hierdie mens gewerk het. Nou hierdie koning kom nog 'n keer. Hy kom weer, en hy gaan nuwe wonders dan doen. Weet jy wat? Hy gaan groter wonders doen as wat hy gedoen het die eerste keer toe hy na die aarde gekom het. Groter wonders, want nou gaan hy nie net dowes en blindes en siekes en melaatses gesond maak nie. Hy gaan vrede bring. Vrede tussen nasies, vrede tussen man en vrou, vrede tussen kinders, vrede tussen volke, vrede tussen politieke partye. Daar gaan vrede op aarde wees. Dit is 'n majestueuse wonder. Wat moet ons doen? Ons moet bid. Ons moet bid dat Jesus tog gou sal kom. Kom, Here Jesus, kom tog gou. Lees maar die laaste hoofstuk van Openbaring, Openbaring 21.
kom, Here Jesus. En wat die Here Jesus gesê het, kyk, ek kom gou. Dit is 'n belangrike gebed wat ons moet bid. Kom, Here Jesus, kom tog gou, want daar kan nie vrede wees as hy nie weer kom nie. Net as hy kom, sal dit weer goed gaan. Maar broeder en suster, moenie vergeet dat God deur Jesus Christus ook vandag al mense verander nie. Hy doen dit deur sy gees, daar dieselfde gees wat hy destyds oor Dawid laat heers het. Hy doen dit deur sy gees, hy verander mense, hy doen dit vandag nog. Wat moet ons doen? Ja, ons moet bid, maar ons moet ook daaraan dink, hoe ek en jy ander mense seer gemaak het, deur te lieg en te bedrieg en te beskinder en noem dit maar op. Ons moet daaraan dink hoe ons ander mense te nagekom het, hoe ons teen ander mense gesondig het. Ons moet daaraan dink dat ons teen God gesondig het, dat ons hom seer gemaak het, dat ons op sy vaderhart getrap het. En dan moet ons daarmee, met dit wat ons oordink, na die Here Jesus toe gaan. En vir hom gaan sê, hoe jammer ons daaroor is. Ons moet ons elke dag weer bekeer. En dan moet ons vir die Vader in die hemel vra, om vir ons al hierdie sondes, waaroor ons so jammer is, moet vergewe, in die naam van daardie mens, daardie man in die hemel, die seun van God en die seun van die mens. En dan moet ons vir Jesus Christus vra, om vir ons elke dag meer en meer soos hy te laat lyk. Dat hy ons na sy beeld herskep. Dat hy vir ons vrede gee. Kom, Here Jesus, kom tog gou. En dan moet ons nie met lang gesigte rondloop nie. Dan moet ons besef, ons is vrygemaak van die sonde. En dan moet ons vir die Heilige Gees vra, om elke dag so in ons harte te werk, dat ons vir God eerbied sal hê, dat ons vir hom goeie werke wil doen, uit dankbaarheid vir die verlossing, vir die vrede, wat hy vir ons gebring het. Amen.